Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. 'n Dankbare hart sien elke dag as 'n geskenk. Dis amper soos 'n magneet wat oor jou dag gevee word en al die redes versamel waarvoor jy dankbaar kan wees. 'n Dankbare hart dank God vir die wonderwerk vir ore, wat jou in staat stel om die woord te kan hoor en om dit te verwerk. 'n Dankbare hart dank God vir longe, wat elke dag 11.000 liter lug kan in- en uitasem. 'n Dankbare hart dank God vir 'n hart wat ongeveer 3 biljoen keer in jou leeftyd sal klop. En vir 'n brein wat 'n ware superrekenaar is. 'n Dankbare hart dank God vir konfyt op jou roosterbrood en melk oor jou pap. Vir die kombers wat jou warm maak en die grappie wat jou laat glimlag. Om bly te wees oor die goeie dinge in jou lewe is juis wat jou deur die moeilike dinge kry. Spreuke 17 vers 22 sê: 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Dankbaarheid is 'n houding wat jy elke dag kies. Nie 'n reaksie op jou omstandighede nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 en 24: Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Sien jy dat die woorde verraai en dank in dieselfde sin is? Dieselfde nag wat Jesus verraai is, het hy God gedank. Ten spyte van dit wat daardie nag voorgelê het Jesus nog steeds iets gehad om voor dankbaar te wees. Ek en jy kan dit ook doen, wanneer ons weet dat God in beheer is van ons lewens, ons voetstappe rig en alles vir ons beswil laat uitwerk. Here, dankie vir die lewe waarmee U my geseën het. Dankie vir die geleenthede wat ek gekry het en vir die krag om die meeste daarvan te maak. Dankie dat U my deur die moeilike tye lei en dat U my die moed gee om alles wat oor my pad kom te trotseer. Help my om elke dag aan te pak met 'n dankbare hart. In Jesus naam bid ek dit. Amen.